Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom in die huis van die Here vanoggend. Onthou die gewoonte van die kerk op Opstandingssondag, so mekaar te groet met die woorde, die voorganger sê, die Here het opgestaan, en dan antwoord u, die Here het waarlik opgestaan. Kom ons doen dit. Die Here het opgestaan. En hy leef. Wonderlik, ek het net so 1 of 2 aankondigingkies. Ja, dit is vir ons lekker om so saam. Rooiberg is hier, Kromdraai is hier, hier's gaste hier. Ons is saam op hierdie dag wat reg oor die aardbol kinders van die Here bymekaar kom om Christus se opstanding te vier. Daar is vir u 'n aandenking. Net die wat, wanneer ons uitstap, eerste by die deur is gaan kry, daar's nie nee. Daar's vir u elkeen 'n aandenkingkie, daar by die deur in die mandjies. Wanneer u nagmaalkelkie in die mandjie sit, dan kan u 'n aandenkingkie vat. Die wat hulle nagmaalkelkies vergeet het in die banke, kom haal eers jou nagmaalskelkie, en dan kan jy die nagmaalskelkie, ek herhaal net mooi, dat daar nie misverstand is nie, die nagmaalskelkie is nie die aandenking nie. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here, ons Here, hoe wonderlik is dit om vanoggend u te kan aanbid as die opgestane Here. Hoe wonderlik is dit vir ons om hier in hierdie gebou bymekaar te kan kom en vanoggend bewus te word daarvan dat ons Here leef, dat hy opgestaan het, en dat u in en deur ons leef. Ons is hier by mekaar om u opstanding te vier. Ons wil bid dat u ons saam wees sal seën. Word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Amen. Esmy gaan nou vir ons 'n liedjie sing. Die titel van die lied is So Will I. Die lied gaan oor die feit dat as die heelal die Here loof, as die heelal die Here dien, dan sal ek ook. Kom ons luister daarna.
there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars are made to worship, so will I. I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature, so will I. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. So will I. So will I. If the stars were made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all your praises still falls shy, then we'll sing again 100 billion times. God of salvation, you chased out my heart through all of my failure and pride. On the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak,
just disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I can see your heart and everything you've done. Every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart 8 billion different ways. Every precious one, the child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. Amen. As ons kyk na die rangskikking hier by ons, sien ons die mooi wit, wat die symbool is van die opstanding van Jesus. Maar dit hang in 'n kruis. Sonder die kruis sou die opstanding nie kon plaasvind nie. Ons vra vir Rosari en Shamaine om vir ons die houtkruis te kom sing. Was 'n houtkruis, ja redder, aan 'n houtkruis vasgeslaan. Was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou Dawid voor die ark het hy gedans en juig nou na die kruis van Jesus. Hoe sal ons nog hande vol en swyg? Oh, was 'n houtkruis, ja redder, aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans wil los, wil breek. Oh, was 'n houtkruis, my redder, aan 'n houtkruis vasgeslaan. Was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing.
was daar nooit die pyn nie. Die spykers deur die bloed, daar die houtkruis kraak. Daar's 'n houtkruis. Ja, herinner aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar's 'n houtkruis. En daarom sal ek staan. Geslaan. Ja, dat's 'n houtkruis. Daarom sal ek sing. Kom ons raak stil vir die wotum en die seëngroet. Die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dood is ingesluk, die oorwinning is behaal. Amen. Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in 'n godlose wêreld, soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies deur die Gees, julle afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en om besprinkel te wees met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees vanoggend. Amen.
Ons gaan nou aan die begin van die diens voor die skriflesing en die woordverkondiging gaan ons 2 liede sing. Die liede is in aansluiting by Vrydag, by die kruisiging. Die eerste lied is O Heer uit bloed en wonde. Dit gaan oor die kruishout. Dit gaan oor die haat, die hoon. Dit gaan oor liefde wat genesing bring. Dit gaan oor Christus se verlatenheid. Dit gaan daaroor dat hy vir ons gelei het. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied in ootmoed voor die Here. Oh
ons weet dat ons eendag hom van aangesig tot aangesig gaan sien. Omdat ons weet dat ons nou aan hom behoort, kniel ons voor hom neer, voor sy voete, hy wat vir ons aan die kruis kom sterf het. Ons laaste lied van hierdie afdeling, ons kniel hier aan u voete neer, terwyl ons so sit bidend. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God, hier is ons vanoggend. Die erediens het al 'n klank sy loop geneem en in hierdie tyd het ons net al dieper en dieper bewus geword van u teenwoordigheid, van dit wat u vir ons gedoen het, van dit wat u nog steeds vir ons doen, vir die feit dat ons hier in u huis bymekaar is, om ons Heiland se opstanding te vier. Dankie Here dat u hier is. Dankie dat u dit in ons harte gewerk het deur die Gees, om hier te wees vandag, dat u ons dring, dat u dit vir ons maklik maak. Dankie dat u ons nie net aan onsself oorlaat nie, maar dat u in en deur ons werk. Here, die asem wat ons inasem, die suurstof wat ons liggame aan die lewe hou, kom van u af. En daarom sal ons die asem wat ons uitblaas wanneer ons asemhaal, u naam groot maak. Ons lewe lank, maar veral vanoggend. Wanneer ons dan nou u woord gaan oopmaak, daaruit lees, dit gaan oordink,
wanneer ons hierdie tekens gaan gebruik en die nagmaal gaan vier, wil ons bid dat U dit sal seën, soos net U kan. In Jesus se naam. Amen. Ons kan nou, Bertus, jy kan oorgaan na die echos. Ek het hom nie hier nie, skus. Marie, dis eers jy, voor ons, die echos, die skriflesing gaan doen. Waar's Marie? Daar sit jy. Dankie my sussie. Echos deur Rinjo Ber. Hoor jy ook die echos van die hamer teen die kruis? Luister na die echos as die spykers been vergruis. Ek hoor sy snikke echo as die lam se offerbloed, so sy liefde na ons druppel, waar die kruis die stof ontmoet. Hoor jy ook die echos as my Here wenend vra, en die Vader swygend wegdraai, om ons vloek alleen te dra? Met vloek en hyssop en asyn, drink hy ons bitter lot, en sterf 'n soet versoening, vir jou, vir my, en ook vir God. Dankie Bertus, jy moet my maar lei daar deur die bord, dat ek kan sien wat is volgende asseblief. Myne is nie reg nie. Ons het, kom ons bid weer saam. Ek wil na hierdie gedig vra dat ons net weer ons oë sluit. Here, wanneer ons hierdie woorde hoor, dan hoor ons daardie lied, soos Piet Smit dit sing. Can you hear the echoes? Net ons die lied geluister, daar was 'n houtkruis. Die echos van die hamer, wat die spykers inslaan. Dankie Jesus, dat U dit verduur het, vir my, vir elkeen van ons, dat U daar aan die kruis gehang het, dat U alles gegee het, dat U die lydensbeker leeg gedrink het, elke druppel daarvan, dat U die volle oordeel van God op U self geneem het. Die felheid daarvan het tot die son laat soog en donker word. Maar U het daar gebly, toe U aan die einde uitroep, dit is volbring, was dit die oorwinningskreet van die oorwinnaar. U het dit ten volle gedoen, vir elkeen van ons. Dankie, Here. Amen. Nou gaan ons lees, Matteus 28. Ons gaan van vers 1 af lees. Ek het vir u die 2020 vertaling hier op die bord. Na die Sabbat, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan
die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig, sy klere so wit so sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vrou en sê, moenie langer bang wees nie, want ek weet, julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy's nie hier nie, want hy's opgewek, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het, en haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy's opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees, groot blydskap, het hulle haastig van die graf af weggegaan, gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan. Daar sal hulle my sien. Tot daar, ons skriflesing. Vanoggend is 'n sangdiens. Ons het woordverkondiging, maar dit is baie min. So jy moet mooi luister. Die kern van ons gedeelte gaan oor die woorde van die engel aan die vroue. Moenie langer bang wees nie. Hoekom was hulle bang? Hulle is op pad na die graf toe om Jesus se liggaam te gaan behandel met kruie. Maar dit wat die Vrydag gebeur het hulle hele wêreld omgekeer. Onthou, net voor dit is vir my so kenmerkend van ons as mense, dat ons kennis groei. Op die een stadium dink ek, nou weet ek hoe dit werk. En dan net 'n rukkie later, dan kom ek agter, nee, maar nou weet ek meer. Net 'n rukkie later, dan verstaan ek nog beter. Aanvanklik, onthou daar in Johannes 11 lees ons, dat toe Lazarus dood is, toe Jesus daar aangekom het, toe kom eers Martha en later Maria na Jesus toe, en albei van hulle se woorde was, Here, as U maar hier was terwyl hy nog geleef het, dan kon U hom red. Maar nou is hy dood. Nou is dit te laat. Hulle het Jesus geken, hulle het geweet hy kan wonderwerke doen, hulle het geweet hy kan siekes gesond maak. As hy maar net betyds was, dan kon hy Lazarus ook red. En toe is hulle getuies van iets groter as dit. Die feit dat Jesus selfs iemand uit die dood uit kan laat opstaan. En daar groei hulle verstaan van wie Jesus is. Hy het selfs mag oor dooies. Want daardie dag aan die kruis hang hy daar, en toe hy sterf, dink maar net aan alles wat gebeur het. Daardie mense wat hom so gespot het, wat daar rondom die kruis gestaan het, wat toe Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En hulle sê, maar kyk, hy roep Elia, kom ons wag, ons kyk of Elia hom kom haal en hom kom red. Miskien was daar iets in hulle wat ook gehoop het, hier gaan tog iets gebeur. Miskien gaan Elia kom en hom kom red. Maar dit het nie gebeur nie. By jou einde roep hy uit, dit is volbring.
En nou is hy dood. En terwyl almal huis toe gaan, dit is verby, is daar 'n paar wat agterbly. Toestemming gekry om hom van die kruis af te haal en om hom in 'n geleende graf te gaan sit. Omdat hulle hom liefhet, kom hulle na die Sabbat, die Sondag weer terug, om sy liggaam te kom verder versorg. Maar hulle is bang. Hoekom is hulle bang? Want daar is 'n tweede fase. Nou dat Jesus dood is, nou is die fokus op sy volgelinge. En hulle gaan vervolg word. Hulle word vervolg. Hulle word gesoek. Deur die Jode word hulle uit die sinagoges verban en deur die Romeine word hulle in die tronke gegooi. Maar tog kom hulle, ten spyte van hierdie vrees, kom hulle. Wanneer hulle daar kom, vind hulle hierdie engel. Julle soek Jesus. Ja, ons soek Jesus, die gekruisigde. Maar hy's nie meer hier nie. Hy lewe. Hy's opgewek. In hierdie woorde is daar so 'n groot sprong, want vir ongelowiges is sy liggaam gesteel, weggevat, die leen word versprei, sy liggaam is gesteel. Vir gelowiges beteken hierdie woorde, die dood is oorwin. Hy het opgestaan, net soos hy gesê het. Hierdie boodskap van die engel is aan gelowiges, aan ons, gelowiges destyds. Want so het Jesus toe gegaan en hy het aan die disippels verskyn. Dit is vir my so mooi, iemand skryf en sê, Jesus het aan die disippels gaan verskyn, nie aan Pilatus nie. Hy het aan sy disippels gaan verskyn. Die opstandingsboodskap is vir sy disippels, vir gelowiges, vir mense in wie se lewens die wonderwerk van God se nuwe wêreld kom deurbreek het, sodat ons, wanneer ons kyk, ons anders sien as wat 'n wêreldling sien. Dat wanneer ons leef, wanneer ons dink aan die toekoms, ons hoop vir die toekoms anders is as iemand wat sonder die opgestane Here, sonder sy Gees is. En daarom is my gebed, dat hy in elkeen van ons, die opgestane Here, sal werk, dat hy nuwe lewe sal gee, nie net vir u nie, maar vir almal met wie u te doen het. Want dit is waaroor hierdie tekens gaan. Hierdie tekens is vir ons gegee, sodat ons kan weet dat hy met ons is. Hy het rekening daarmee gehou dat ons menslik is. En dat ons nodig het om gereeld herinner te word aan wat hy vir ons gedoen het. Wat het hy vir ons gedoen? Hy het aan die kruis gesterf, maar hy het ook opgestaan. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan sy swaar kry, aan sy dood, aan sy liggaam wat vir ons gebreek is.
Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus, wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons hierdie tekens, die brood en die wyn gebruik, sê ons daarmee saam vir die Here, dat ons sy kinders is. Sê ons ook daarmee, dat ons glo, dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe heerlik dit eendag aan die groot feesmaaltyd sal wees. En daarom sê ons vir die Here met ons lewe dankie vir dit wat hy vir ons elke dag doen en dit wat hy vir ons al gedoen het. Ons vra dat die tafel vir ons gereed gemaak word. Terwyl die tafel gereed gemaak word, sing ons die liedjie Jesus, o dink aan my. Nou na 'n video kyk, gesigte van Jesus, kom ons doen dit in stilte en dink aan wat hy vir ons gedoen het.
bid saam. Hemel Vader, dankie vir hierdie tekens. Dankie dat U ons so goed ken, beter as wat ons onsself ken. Dat U weet, ons het nodig om gereeld daaraan herinner te word. Dat ons met ons sintuie die tekens moet sien, dat ons daarin kan vat, dat ons dit kan ruik, dat ons dit kan proe. Dankie Here, dat U ons voed, na liggaam en na gees. Here, dit is ons diepste gebed, dat U goddelike doel met hierdie nagmaal in elkeen van ons lewens sal laat seëvier. Aan U al die eer. Amen.
kry die geleentheid om die Here te dien met die offer.
Dani en ek bietjie van die liede geskommel en ons het dit daar agter op Bertesrekenaar gedoen, en nie hier voor op my. So Dani, ek dink wanneer jy weg is, kan jy maar voortgaan met die volgende lied. Maak net seker by Bertes dat jy dit dan, wat lied het ons nou 417. As hy, dan terug.
opstaan op vir Jesus, o helde van die kruis. Absoluut wonderlik. Goed, die volgende lied is 422. Die Heer het opgestaan. Dit is ons tweede laaste lied wat ons sittende gaan sing. Sodat ons sal nog eens die Heer het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Ons het tot dusver vers 1, 2 en 3 gesing van Vonk 404. Onthou jy nog die 404? As ons op die internet kyk en jy gaan op 'n webblad en jy kry 'n error 404, dan sê this webpage cannot be found. Dis 'n fout. Die webblad is nie daar. Vonk 404 praat van 'n wêreld waarin ons leef sonder liefde. En dis 'n fout. Ons moet dit herstel. En 'n wêreld sonder liefde, en 'n wêreld sonder hoop, sluit die liefde van ons Vader vergesigte vir ons oop. Hier is liefde in sy arms, krag bo ons vermoë. Hier is hoop in donker tye. Hier is 'n God om in te glo. En dan vers 4 en 5, vers 1, 4 en 5, terwyl ons so sit. Amen.
dames, voorsangers, om hier na vorentoe te kom. En elkeen weet wat is die mikrofoon se kleur. Ons gaan nou staande afsluit met Jerusalem. En hulle gaan vir ons voorgaan. Daarna bly hy staan vir die seën en daarna sing ons amen 3 keer. En wanneer dit klaar is, dan vat hy die kelkie omdat hy onthou om dit te doen. Sy kelkie daar neer en vat hy omdenken en dan bring ons koffie en thee, dat is lekker. Kom ons staan. Staan in
jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.